van Hanro en hierdie pragtige lied wat Ian en Nadine vir ons gesing het. Dit is so spesiaal en dit is so spesiale voorreg wat ons het om ons kinders na die Here toe te kan bring. Want die woord van die Here is kosbaar en lewendig. En vanoggend het die woord van die Here ook lewendig geword toe hulle vir Hanro na hom toe gebring het. En vanoggend wil ek ook so gedeelte met ons deel waar die woord van die Here lewendig word in ons lewens vandag ook, want die woord is lewendig. En ek lees vir ons vanmôre uit Lukas 5 vers 4 tot 11. En toe hy ophou met preek, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang." En Simon antwoord en sê vir hom: "Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat sak." En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menigte visse ingesluit en die net wou net skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê: "Gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man." Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: "Moenie vrees nie. Van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. En wat ons hier gelees het, is dat Simon Petrus, Johannes en Jakobus, wat was vissermanne van beroep, en hulle die hele nag gepoog om vis te vang. En van die visse was hulle inkomste gewees. En as daar geen visse was nie, was daar geen inkomste nie. So dit was vir hulle 'n bron van groot bekommernis gewees. Maar dan lees ons verder in vers 4, gee Jesus aan Simon 'n opdrag: "Laat sak die nette en vang." En as ons dan verder lees in vers 5, lees ons van Simon se reaksie. En ek dink ons kan ons almal self vanoggend ook sien in Simon se reaksie. "Die hele nag het ons hard gewerk, Here, en ons het niks gevang nie." En ek dink hy het ook gedink, "Maar Here, hier is dan nie vis nie. Hoe sal ons nou gaan visse vang?" En hy het so 'n bietjie getwyfel. Ons is moeg en daar was nog geen uitkomste vir ons nie. Maar as ons verder lees, was daar tog iets wat Simon beweeg het om dit wel te doen. En hy het dit ook vir ons bevestig toe hy gesê het: "Maar op u woord sal ek die net laat sak." Dit wat Jesus aan hom gesê het, net dit sal hom maak om die nette weer te laat sak. En ons kan sê dit was Simon Petrus se geloofbelydenis, want dit is waarin hy geglo het in Jesus se woord. Hierdie aksie gaan niks van homself wees nie. Dit gaan niks uit homself wees nie. Dit gaan absolute aksie van geloof wees. Jesus se woorde en dit wat Jesus gesê het, gee hom daardie versekering, niks anders nie, want hy weet dat dit eintlik onmoontlik is. Want die mense sou hom ook afgeraai het om te doen, want hulle sou vir hom gesê het: "Jy weet ons het niks gevang nie, en wat doen jy dan nou?" Maar deur gehoorsaamheid, deur Jesus se woord, gaan hy oor tot die daad. En ons lees, hulle het soveel vis gevang dat die nette wou skeer en die skip wou gesink het. Deur gehoorsaam te wees aan Jesus se woord, was daar oorvloed gewees.
totale ongeloof en teleurstelling wat hulle daai nag beleef het, word totaal omgedraai deur Jesus se woorde. 'n Opdrag van Jesus, 'n wonderwerk gebeur onder hulle oë. Hulle aanskou dit, hulle sien hierdie geweldige klomp vis, hulle voel dit, want die skip het amper gesink, en hulle ervaar hierdie oorvloed wat Jesus gegee het. En dit net deur gehoorsaamheid aan Jesus se woorde. Simon Petrus kon glad nie in hierdie situasie geroem het nie. Hy kon hier nie die eer vir homself gevat het nie. Kyk hoeveel vis het ek gevang nie. Net Jesus kon verheerlik word hierdeur. En dit het Simon Petrus wel ook gedoen. Want hy het gesê, Here, ek is 'n sondige man. Hy het besef, dit is nie uit sy goedheid uit nie. Dit is absoluut dit wat Jesus gedoen het. En as ons so in ons eie lewens ook kyk, en ons is eerlik vanoggend so met onsself ook, hoeveel keer het ons dalk 'n ervaring soortgelyks gehad aan Simon Petrus? Was ons moedeloos? Was daar nie uitkomste gewees nie? Ons was moontlik verslaag gewees in 'n situasie. Ons het soveel vrae gehad. Daar was teleurstellings. Ons het moontlik gevoel ons is gestroop van alles wat ons het. En daar is nie lig in die tonnel nie. En so kan ons aangaan met al dit wat ons moontlik al kon gevoel het. Maar as ons so 'n bietjie mooi dink in hierdie omstandighede waarin ons was, of ons is moontlik nog in hierdie omstandighede, het ons dalk 'n woord van die Here al ontvang? Het ons dalk geweet wat dit die Here van my verwag in hierdie omstandighede? Het die Heilige Gees ons gelei in 'n rigting? Het ons die woord om rigting aan te dui? Maar ons het steeds gehuiwer. Ons het vrae gevra, ons was onseker. Is dit werklik wat die Here vir my sê deur sy woord? Dink Simon Petrus toe gedink, Here, is dit werklik dit wat U wil hê ek moet doen? Verwag die Here dit werklik van my? Is dit werklik die Heilige Gees wat ons lei? En so kom hierdie gemaal in ons binneste. Dit was dalk vir ons so moeilik om oor te gaan tot daardie stap van geloof en gehoorsaamheid. Want ons is mens, dan dink ons, maar wat sal die mense sê? En sê nou dit werk nie uit nie, sê nou ek gaan oor tot hierdie stap van geloof en gehoorsaamheid en dit werk nie. Sê nou maar net ek is 'n mislukking in hierdie situasie en ons weet die vyand preek vir ons, want hy wil nie hê dat ons oorgaan tot geloof en gehoorsaamheid nie. En daardeur beroof ons onsself van soveel seëninge. Dit wat die Here vir ons wil doen. As Simon Petrus nie gewillig was en gehoorsaam was nie, sou hy nie daai vangs gehad het nie. Maar omdat hy gehoorsaam en in geloof gestaan het, het hy 'n oorvloed ontvang. Want dit wat die Here vir ons wil uitwerk, in die rigting waar hy ons wil lei, is dit nodig dat ons in geloof sal staan en gehoorsaam sal wees in dit wat hy wil doen. Want ons skiet tekort aan geloof in dit wat hy wil doen. In sy grootheid en sy almag, want hy is groot en hy is almagtig. Hy sien hierdie groter prentjie raak. Ons sien net dit wat hier voor ons is, maar hy weet wat is daar agter. Ek sê altyd, dit voel vir my so of 'n mens die Here wil beperk in dit wat hy wil doen. Ons steek so maklik vas by die gedeelte, ons het die hele nag gevang en niks gekry nie. Want dit is asof dit makliker is om eerder daarby te staan, daai verskoningkies wat ons het, hoekom dit nie kan gebeur nie. Ons is mos baie slim in ons verskonings, hoekom dit nie kan gebeur nie, want omdat dit vir ons so moeilik is om oor te gaan in geloof en in gehoorsaamheid.
Maar dit is nodig dat ons eers in sy woord sal glo, sy rigting sal vind, sy leiding glo en hom vertrou, want hy is getrou en sy woord is betroubaar. Dit wat hy wil doen, is hy in getrou. Hy kan nie ontrou wees nie. In my eie lewe het ek ook menigte kere, moes ek ook daai nette laat sak het. En was dit nie maklik gewees meer as eendag, om daai nette te laat sak nie. Maar, op die ou eind was dit die moeite werd. En dit was 'n pad, wat ek met die Here stap, om hom te vertrou. Want jy vertrou hom, wanneer jy daai nette laat sak. En jy ervaar sy getrouheid. En ek kan vanmôre getuig van sy getrouheid. Hy is getrou. En dit is daai skrifgedeelte wat my ook meer as eendag aanmoedig om te sê, laat sak jou nette en om gehoorsaam te wees daaraan. Dit is wat ons antwoord is, wat ons beweegrede moet wees, om net soos Simon Petrus te kan sê, op u woord sal ek die net laat sak. Want, wanneer ek alles van myself laat vaar, my eie gedagtes, my eie opinies, my sienswyses, my ongeloof en my eie planne, ons het so baie daarvan, as ons dit kan laat vaar, en ek wag vir dit, wat die uitkomste gaan wees, die visse wat ons gaan vang, daai oorvloed, daai getrouheid wat hy aan ons gaan bewys. En ons kan ons vanoggend self die vraag afvra, wie is ek as dit kom by die woord van die Here? Is ek so Simon Petrus? Het ek die geloof om ten alle tye gehoorsaam te wees aan sy woord? In dit wat ek moet doen. Wanneer ek in 'n moeilike situasie kom voor 'n uitdaging, het ek daai geloof en is ek gehoorsaam? Doen wat sy wil is in my lewe, om in die geloof sy woord te vertrou, dit te vertrou waarmee hy besig is in my lewe, want hy is besig om met elkeen van ons 'n pad te stap, en hy is besig in elkeen van van ons lewens, en dis nodig om hom te vertrou, om daai nette te laat sak, en om te weet, deur my gehoorsaamheid word die onmoontlike moontlik. Daar gaan 'n vangs wees, 'n vangs wat ek moontlik self nie eers kan hanteer nie, wat ek sal moet uitdeel, en dat hierdie uitdeel van my vangs ook 'n seën vir ander sal wees, die redding van ander siele tot gevolgtrekking kan hê. En as ons vanoggend nog miskien op 'n plek is, waar ons glad nie deel voel van hierdie vangs nie, waar dit vir my voel, niks werk vir my uit nie, daar's nie uitkomste nie, ek is moedeloos en ek staan voor hierdie groot berg, wil ek ons vanoggend aanmoedig met 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, wat dit vir ons, waaroor ons nou gepraat het, so mooi saamvat, waar Paulus die noodsaaklike verband beklemtoon tussen die kennis van God se woord en die toepassing daarvan, gehoorsaamheid daarvan in ons daaglikse lewens, om in geloof te staan, gehoorsaam te wees, daai nette te laat sak. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te verstaan. As ons nie sy wil in ons lewens verstaan nie, ons het sy woord, wat vir ons leer, wat vir ons opvoed. Want die volgende skrifgedeelte sê so mooi, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke taak. En dit is wat die Here vir ons doen, hy rus ons deur sy woord toe vir elke taak. Hy rus ons ook toe om hy nette te laat sak.
Hy rus ons toe vir dit wat hy besig is om in ons lewens te doen. Jesus het vir Simon toegerus met sy woord. En Simon Petrus was gehoorsaam aan daai woord. En hy het Jesus se almag en sy wil vir sy lewe ervaar. Want ons sien daarna het hy vir Jesus gevolg. Al lyk omstandighede vir ons dalk nou moeilik, onverstaanbaar, kom ons neem daardie gehoorsame stap. Here, op u woord laat ek die nette sak. En ek wil afsluit met so 'n mooi aanhalingkie wat ek gelees het. Dit was God se woord wat ons geskep het. Is dit dan nie 'n wonder ook dat sy woord ons sal onderhou? Sy woord kyk na ons en ek loof en ek prys sy groote naam. Amen.